hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. By ons program Gebedsversoeke, heerlik om weer saam met julle te kan kuier rondom die woord van die Here. In hierdie tyd wat ons besig was met die Paasfees en die kruis opstanding, het ons het goed gedink om bietjie te gesels oor die nagmaal. Die nagmaal is so 'n heilige instelling wat ons Here Jesus ingestel het en 'n opdrag wat hy vir sy disippels gegee het. So kom ons kyk 'n bietjie wie en wat en wanneer mag ons van hierdie nagmaal gebruik maak? Kom ons kyk bietjie, die brood en die wyn was simbole van sy liggaam wat gebreek was en sy bloed wat gestort was en vir die vergifnis van ons sonde, van my sonde, van jou sonde. Was dit nie die bloed van Jesus nie, het ons nie die eindprys kon behaal nie, die einddoel kon behaal nie, want sonder Christus se bloed, hoe sou dit moontlik vir ons gewees het om dan ons sonde te vergewe, want ons het gesien dat selfs in die Ou Testament, waar die Pasga in was en waar die priesters vir ons sondes moes intree, het hulle self gesondig, so dit het al hoe moeiliker geraak, en God het gesien dat dit onmoontlik was vir die mens, en hy het sy seun, die lam gestuur, om vir ons te kom sterf, en so is dan die nagmaal ingestel. Jesus het die heilige nagmaal ook bekend as die nagmaal of Eucharistie, tydens die laaste avondmaal geïmplementeer om 'n blywende, tasbare herdenking van sy offerdood te vestig en die vernuwe bond in te lei. So ons sien, Jesus het ook 'n nuwe verbond met hierdie nagmaal ingestel. Dit was ontwerp om gelowiges te help om sy liggaam wat gebreek was en wat met bloed gegiet is vir die vergifnis van sonde te onthou, terwyl dit eenheid en geestelike voeding onder sy volgelinge bevorder het. Ons sien, Jesus se liggaam was vir ons geslaan, vir ons gebreek gewees. Ons weet hy het geen bene gehad wat gebreek nie, maar die vleis het gebreek, bloed het gevloei, en ons sien nou in die Ou Testament het die priesters die bloed gegiet oor die offer, oor die kus, sodat ons dat sondes vergewe kan word. Skus, struikel ek so oor my woorde. So Jesus het hierdie bloed vir my en vir jou gestort, sodat ons sonde kan vergewe word, sodat ons in 'n verbond met hom kan staan, sodat ons geestelik gevoed kan word as kinders van Jesus. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die belangrikste redes waarom Jesus hierdie heilige nagmaal ingestel het. Die eerste is om ons te herinner aan die offer wat Jesus werklik gedoen het. As ons gaan lees Lukas 22:9, hy het sy disippels opdrag gegee om dit te doen tot my nagedagtenis. Die brood en die wyn, soos Yvonne gesê het, is simbolies van sy liggaam, sy bloed. Dis bedoel om die verhaal van sy kruisiging en verlossingwerk sentraal tot ons geloof te bou. Punt 2, om 'n nuwe verbond te vestig. Jesus het verklaar dat die beker die nuwe verbond, my bloed is, wat vir julle uitgegiet is. Lukas 22:10, dit dui op 'n verhouding, 'n nuwe verhouding, wat gebaseer is op genade, vergifnis, liefde, wat die ou stelsels van die Ou Testament die diereoffers vervang het, om geestelike voeding te verskaf. Nagmaal is ontwerp as 'n middel van genade, wat ons gelowiges net weer geestelik krag gee en onderhoud voorsien, sodat ons geestelik en fisies gevoed word. Dit laat die gelowiges toe om persoonlik deel te neem aan die voordele van Christus as offer. Dis 'n geestelike voedsel wat ons neem as ons die heilige nagmaal gebruik. Om eenheid en gemeenskap te simboliseer deur van die een brood te eet. Hierdie een brood, Jesus Christus, demonstreer gelowiges al eenheid met Christus en met mekaar as die kerk. So as ons saam in die kerk dit is, dan sê ons kom in 'n eenheid voor die Here, om van hierdie een liggaam wat vir ons gebreek is,
te kan deel hê in. Dit is 'n byeenkoms wat gemeenskap, liefde en versoening bevorder. Om sy dood en wederkoms te verkondig. Die daad is 'n lewende verkondiging van die evangelie, dat Christus gesterf het, weer opgestaan het en weer sal terugkeer. Dit dien as 'n herinnering om uit te sien na die hemelse feesmaal, daar waar ons saam aan die bruilofsmaal van die lam gaan sit in ons toekomstige koninkryk. Dit is ook as 'n herinterpretasie van die Pasga ingestel. Tydens die Pasga maaltyd het Jesus die tradisionele fees wat Israel se verlossing uit slawerny gevier het, gebruik om die groter verlossing uit slawerny van sonde te simboliseer. Deur die heilige nagmaal het Jesus 'n tradisionele maaltyd omskep in 'n heilige, voortdurende verordering wat gelowiges verbind met sy voltooide werk aan die kruis. Jesus het hierdie werk voltooi, so ons het nooit weer nodig om diere te offer en te slag en daardie bloed te vloei vir ons sondes nie. Ons het nie meer nodig om na 'n priester toe te gaan en ons sondes te bely nie. Ons bely dit voor Abba Vader. Jesus Christus het vir ons die prys betaal en as ons sonde bely, hy is getrou en vergewe ons sonde as ons na heiligmaking nastrewe. Ja, kom ons gaan kyk na 'n paar Bybelverse. 1 Korintiërs 11:23, die Afrikaanse 33:53 vertaling. Die instelling het Jesus daardie nag waarna hy verraai was ingestel. Vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarna hy verraai is, brood geneem het. Vers 24, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. Vers 25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my nagedagtenis. Vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Vers 27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Vers 28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Dan sien ons hier baie belangrik dat vers 29 beklemtoon wat in vers 27 gesê is, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vers 30, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Vers 31, want as ons self beoordeel, sou ons nie beoordeel word nie. Vers 32, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Gaan lees gerus 'n paar ander vertalings, wat dit vir jou duidelik maak en net weer beklemtoon en 'n beter verstaanbaarheid gee van hierdie woord, dat ons onsself werklik moet ondersoek voordat ons nagmaal gebruik. Ja, ons wil ook saam met julle voor ons die program afsluit, saam met julle nagmaal gebruik. So ons wil julle vra om julle nagmaalgoedjies bymekaar te kry, 'n broodjie en 'n druiwesappie. As julle nie het nie, kan julle ook water gebruik. Dit is absoluut net 'n simbool. Kom ons kyk bietjie verder. Matteus 26 vanaf vers 26 tot 29. Die nagmaal is 'n heilige sakrament wat die eerste keer deur die Here Jesus ingestel is. Die nagmaal self is nie 'n letterlike eet en drink van die liggaam van ons Here Jesus nie, maar 'n versinne beeld van die vernederde sowel as verlossende werk van die Here Jesus vir ons lewens. Gaan lees gerus daardie gedeeltes in Matteus. Die nagmaal is 'n sakrament wat Christus ingestel het as 'n tasbare verlossing van vergifnis. Sy bloed het vir my en vir jou vergifnis gebring. Hy het dit beloof. Verenig met hom
en 'n geestelike voeding. Dit dien as 'n gedenkteken aan sy kruisdood. So elke keer wanneer ons daardie beker opneem, daardie broodjie eet, dan is dit 'n nagedagtes wat hy vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. So laat ons dit nie ligtelik en op 'n onwaardige wyse doen nie, maar met respek en eerbied, sonder sonde. Lees ook 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, die kernbelofte van die nagmaal, vergifnis van sonde. Die wyn en die beker simboliseer Christus se bloed wat vergiet is vir die vergifnis van ons sonde, soos ons gesê het in Matteus 26 en 1 Korintiërs 11 vers 25. Dit gee ons ook gemeenskap met Christus. Dit is 'n waarborg dat Christus in gelowiges woon en hulle in hom, wat geestelike lewe en voeding verseker. Johannes 6 vers 56 en 1 Korintiërs 10 vers 16. Die nuwe verbond, dit is ook 'n nuwe verbond. Die ou dinge het verbygegaan, sê die woord vir ons. Dit is 'n seël van die nuwe verbond, wat God se troue liefde en genade aan sonde bevestig. Lees Lukas 22 vers 20 en 1 Korintiërs 11 vers 25. Dit gee ons 'n ewige lewe en 'n hoop. Dit is 'n teken van ewige lewe en 'n hoop. Dit herinner ons aan die kruisiging, maar kyk ook vooruit na die toekomstige bruilofsfees van die Lam, soos wat ons ook vroeër gesê het, waar gelowiges eendag aan sy tafel sal sit. Matteus 26 vers 29, lees ook Openbaring 19 vanaf vers 6 tot 9. Dit verenig ons met die liggaam. Dit bevestig gelowiges se eenheid met Christus en met mekaar as medelede van sy liggaam, want ons is nou een in Christus. Ons is mede-erfgename as ons hom aanvaar het as ons ewige verlosser en saligmaker. Wees gerus, 1 Korintiërs 10 vers 17. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie. Die nagmaal is 'n versterking vir 'n swak geloof, wat wys dat Jesus die volledige prys betaal het, dat gelowiges die brood van die lewe ontvang. Wat wil Jesus vir ons leer uit hierdie instelling? In die eerste plek is die nagmaal, dis 'n onthou-maaltyd. Elke keer as jy dit gebruik, kan jy onthou wat Jesus aan die kruis vir jou en vir my gedoen het, die bloed wat daar gevloei het. So kom, as ons hierdie nagmaal gebruik, dit ons onthou die kruisiging van Jesus. Wanneer ons die brood en die wyn druiwesap proe, besef ons weer eens wat Jesus vir ons op die lydensweg, sy geesteling, sy bespotting, sy vernedering, die dodingkroon wat hy gedra het, sy vasspyker en die sterwe aan die kruis. So kom ons herdenk dit, ons maak dit 'n fees, 'n onthou-maaltyd. In die tweede plek is dit 'n wonderlike waarborg. Ek dink dis die enigste waarborg wat daar in hierdie lewe is wat vir altyd sal bly. So kom, dis 'n waarborg dat Jesus in jou en my plek gesterf het, dat hy vir ons sonde, ons siekte, ons armoede betaal het in daardie kruis, en dat ons op grond van sy dood verlos en vrygespreek is. Daar's geen ander persoon wat jou kan vryspreek of jou verlos nie. Dis net Jesus wat ons verlos, wat die volle prys betaal het en wat ons vrygespreek het. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die derde maaltyd. Derde betekenis, soos Yvonne gesê het, is 'n gemeenskapmaal. Ons vier gemeenskap met Jesus Christus en met mekaar. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word dit deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in die kerk in liefde saamgebind. Ons wil julle ook aanraai, mamma, papa, man, vrou, dat julle saam nagmaal sal gebruik, veral in storms, veral in huwelikskrisisse. Gebruik saam die nagmaal, want dit het 'n wonderlike, kragtige betekenis, as ons dit so kan uitdruk. 'n Wonderlike belofte wat Jesus vir ons werklik gedoen het. Kom ons kyk in die vierde plek. Dis 'n toekomsverwagting, dat ons enige ewige lewe gaan hê, dat dit ons herinner dat Jesus die dood oorwin het. Elkeen van ons wat hier woon het 'n
aardse woning, 'n aardse tent wat afgebreek gaan word, wat afgeslaan word en wat ons 'n vaste gebou in die hemel gaan hê wat vir altyd gaan bestaan. Almal van ons het 'n begindatum en 'n einddatum. So kom ons maak seker dat ons 'n ewige lewe gaan hê, dat ons vir ewig saam met ons Vader gaan lewe. Ons word herinner aan ons onsterflikheid, alhoewel ons aardse woning hierdie tent afgestaan word. Stap ons oor na ons hemelse woning, waar ons 'n ewige lewe gaan hê, en wanneer Jesus ons weer gaan kom haal. Wanneer jy kyk volgende keer na die nagmaal, wil ons sê jy moet regtig in diepte besef waaroor die nagmaal gaan. Dit is nie net 'n roetine gebruik, ja, die eerste Sondag wat jy in die kerk kom, gaan dit nou nagmaal wees nie. Jy moet die dieper betekenis sien. Wat is die nagmaal? Gebruik dit dikwels, sê die woord van die Here, so dikwels as wanneer julle by mekaar kom. Jy hoef nie net in die kerk nagmaal te gebruik nie. Gebruik dit in jou huis. Maak 'n instelling in jou huis om dit so dikwels moontlik te gebruik. Gebruik dit in alle omstandighede. Wanneer jy bid vir jou kinders, wanneer jy bid vir omstandighede, gebruik die nagmaal daarvoor, want die Here het dit ingestel vir ons met sy beloftes. Die 5de plek wat ons na kyk, is absoluut 'n vreugdefees. Alhoewel dit vir ons verskriklik klink om vreugde te vier, 'n fees te vier, terwyl ons meester gelei het en 'n verskriklike dood gesterf het, is ons tog dankbaar, want sonder dit, waar sou ek en jy gewees het? Ons vier die uitdeel van die vrugte van Christus se lyding. Hoe lyk ons vrugte? Die sterwe en die opstanding. Ons proe nou reeds iets van die vreugde wat op ons wag by die bruilofsmaal van die Lam. Die nagmaal in die 6de plek is 'n fees van dankbaarheid. Ons is so dankbaar vir wat die Here vir ons gedoen het, want hoe sou ons dit gemaak het as hy nie hierdie prys vir ons betaal het nie? In groot dankbaarheid ontvang ons deur die tekens van die brood en die wyn, versekering van die Heilige Gees dat ons deel het aan die verlossing van Jesus Christus. Maar om jou voete onder God se tafel in te steek, is 'n belydenis dat jy hom met jou lewe gaan vertrou. Dat jy hom met jou lewe vertrou. Dit is 'n uitrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met albei oë na hom kyk. Dat jy in alle omstandighede alles van God kan verwag. Dit is om God alleen toe te laat om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Daar is geen ander weg, daar is geen ander plek wat jy al hierdie vreugde kan kry nie. Net ons Here Jesus kan dit vir jou gee. Jy help nie gaan soek op wêreldse plekke nie, want wêreld bied vir ons net tydelike dinge, soos ons in hoeveel vorige programme gesê het. Dit wat die wêreld jou bied, is tydelik, maar dit wat Jesus jou bied, het ewigheidswaarde, ewige vrede. Miljoene jare van nou af, gaan jy of jou tong middeldeur byt, of jy gaan saam met Jesus om 'n tafel sit en vreugde fees vier. So kies vandag, waar wil jy wees? Ja, kom ons kyk 'n bietjie, die woord sê ons harte moenie verdeeld wees nie. Dis daarom so belangrik dat ons harte moet toets voordat ons hierdie nagmaal gebruik. Wat is werklik in jou hart? Wat is daar wat daar nie moet hoort nie? Want die dinge wat bepaal wat in jou hart is, Matteus 6:21, die enigste ding wat in jou hart behoort te wees, is God, die liefde van Jesus en die Heilige Gees. Dit moet jou prioriteit in hierdie lewe wees. Jy moet ten volle oorgegee wees. Jy kan nie meer met een voet hier staan in die wêreld en die ander voet in die kerk nie. Dis tyd dat ons moet klaarmaak met die dinge van die lewe, soos Yvonne gesê het, ons kan nie meer speel in hierdie dae nie. Ons moet werklik oorgegee wees, ons moet gefokus wees op God en sy woord. Hoe lyk jou hart vandag? Waarvan is jy 'n gevangene? Watter loyaliteit staan bo God se woord? Jou werk, jou tyd, jou inkomste, jou eiendom, jou aansien, jou kennis, jou voorkoms, jou gesindheid. Baie keer is dit begeertes,
jou veiligheid wat jy vind in finansiële oorvloed, jou geluk. Kom ons ondersoek ons harte vir, wat is daar, wat se gesindheid is daar in jou hart wat nie daar hoort nie? Is daar verbittering nog? Is daar onvergewensgesindheid? Is daar kwaad? Is daar woede? Ondersoek jouself elke keer voor jy hierdie nagmaal gebruik. Ons moet onsself in elk geval elke dag ondersoek om aanpassings te maak, om te bely, om te vra vir vergifnis. As ons gaan kyk in hierdie coronavirus tydperk, is daar baie van die afgode ontmasker. Selfs baie van ons kerke het hierdie toets gedop. Ons het meer gesteun op die regering wat hulle voorskryf, al die wat ons alles behoort te doen en nie behoort te doen nie, baie kerke toegemaak, gesluit, en ongelukkig het baie van ons Christene geval in hierdie tyd, want ons sien dat ons het dalk met ons tong bely, maar ons het nie werklik die dade verrig en die vrugte gedra. Ons het nie met groot vrymoedigheid na die woord van God gegaan en gesê, wat sê die woord in hierdie tyd nie? Wat het ons geleer in hierdie tyd? Wat se aanpassings moet ons maak in hierdie tyd? So ons moet ook elke dag onsself ondersoek, dan moet ons dit bely, vergifnis vra, dan moet ons die nodige aanpassings maak. Baie keer is jy 'n lidmaat van 'n ander gemeente, jy het miskien nie die vrymoedigheid om daar nagmaal te gebruik nie, maar ons wil jou vandag uitnooi. Ons gaan onsself ondersoek, ons gaan ons sonde vergifnis vra, ons gaan ons bely, en dan gelees gerus weer die gedagtes wat handel oor die nagmaal. Matteus 26 vers 30, Markus 14, 22 tot 25, Lukas 22, 14 tot 23, Johannes 13, 18 tot 30 en ook 1 Korintiërs 11, 23 tot 26. Ja, soos Ansie gesê het, ons moet waardig wees, ons moet onsself ondersoek. So ons wil jou vandag motiveer en sê, kom neem deel saam met ons aan hierdie tafel, maar jy kan dit nie op 'n onwaardige wyse doen nie. Jy moet 'n kind van die Here wees. So ons wil vandag vir jou sê, want so lief het God jou gehad en die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat nie jy of ek of enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat elkeen van ons wat in hom glo, deel kan wees van hom, en aan sy tafel kan sit, en so die ewige lewe kan beerwe. So kom ons vra die Here nou, as jy nog nooit jou sonde bely het, as jy nog nie Jesus aangeneem het, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, en wil ons jou nou motiveer, om saam met ons te bid, en jou hart vir die Here te gee, en hom te erken as die enigste verlosser en saligmaker, want niemand gaan na die Vader behalwe deur die Seun nie. So kom ons nooi hom vandag in jou hart in, en sê vir hom, om by jou te kom woon, en te kom maaltyd hou saam met jou. Ansie, as jy kan voortgaan met die sondaarsgebed. Ja, kom ons sluit vir 'n paar oomblikke ons oë. Elkeen van ons het 'n keuse wat ons daarmee gaan maak, wat ons met ons lewe maak. Nie een van ons weet wanneer jy sterf nie, nie een van ons weet wanneer Jesus ons kom haal nie. So kom ons bid vandag. Hemelse Vader, ek bely met my mond, en ek glo in my hart, dat Jesus die Seun van God is, dat Jesus aan die kruis gesterwe het, en opgestaan het vir my sonde. Hy sit aan die regterhand van God. Vergewe al my sonde, en vul my met die Gees. Kom woon in my hart, as saligmaker en redder van my lewe. Help my om volgens U wil te lewe en U te volg. Dankie dat U my naam geskryf het in die boek van die lewe. Ons vra dit als in Jesus naam. Ons wil julle aanbeveel, bid hierdie gebed. As jy onseker is, bid dit elk kort, bely dit, en maak jou saak vandag reg met die Here. So daar is geen rede wat jou nou verhinder om saam met ons maaltyd te kan geniet, saam hierdie nagmaal te kan geniet nie. So ek wil julle vra, kry julle goedjies bymekaar, het julle broodjies en julle wyn of julle water,
kom neem saam met ons dan die broodjie. Ansie. Dankie. Dan ek kan voortgaan. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hierdie broodjie vandag op te steek. Jesus. En dankie dat ons gevra het, Here, dat U ons sal vergewe, dat U ons verlos, dat U vir ons wys wat daar is in ons lewe wat nie hoort nie. Dankie dat ons hierdie broodjie nou kan neem en eet, en dat U sê, dis my liggaam, dit was gebreek vir jou. Neem, eet. Met daai broodjies se eet het ons ook gesê dat ons deur Jesus se wonde genees is. Amen. So as jy vandag op 'n siekbed lê, ons het al wonderlike getuienis gaan hoor. Neem daai broodjie en eet dit en verklaar dit oor jou liggaam. Deur Jesus se wonde is ek genees. So as ons hierdie kelkie opsteek vandag, dan wil ons saam met U vra dat ons deur Jesus se bloed is ons gereinig, is ons verlos, is ons vergewe, en daarom kan ons dit drink vandag, omdat ons vergifnis het, tot in alle ewigheid, in Jesus naam, neem, drink dit. Dit is die nuwe verbond, teken van die nuwe verbond. Jesus het gesterf vir jou en vir my sonde. Ons baie dankie dat julle saam met ons gekyk het. Ons glo en vertrou dat julle hierdie saak bietjie gaan oordink en dat julle absoluut nou saam met Jesus aan tafel kan sit. Baie dankie, totsiens, tot 'n volgende keer.